So ons is in ons reeks natuurlik waar ons 'n bietjie stil staan oor wanneer liefde werk, net daai gedagte, né? Ek weet nie wanneer laas het jy iets voorberei. Jy weet jy het beplanning gedoen en jy het mense genooi en is daai oomblik waar jy 'n ete aangebied het en dan gebeur daar iets. Alles is reg, nê? Die bout in die oond is perfek. Jy weet daai oomblikke, jy weet alles lyk mooi, die tafel is gedek. Maar dan is daar 'n gesprek wat plaasvind. Daardie een gesprek, daardie een ongelukkige persoon wat alles bederf. Jy het dit al beleef? Jy weet dis daai oomblik wat jy beplan het, man, dis wat hierdie ete gaan doen. En dan sal daai spanning. En al wat jy kan onthou is jy kan die ongemak onthou. Dis wat jy terug gaan dink. Jy weet alles is reg gedoen. Elke aspek wat moes gebeur het. Maar daar was hierdie verdeeldheid. Hierdie gebrokenheid eintlik wat deurgedring het. En op die einde van die dag dan werk eenvoudig niks nie. Dis presies waar ons is vandag om ons te kan help om by 'n plek te kan kom om te besef dat Paulus spreek iets aan in Korinte. Iets wat gebeur het, iets wat deel van hulle geloof is, van ons geloof is. Hierdie oomblik van nagmaal, die tyd wanneer ons saamkom en eintlik iets vier. En Paulus bring ons in 'n spasie om te sê dat hier is iets wat nie reg verloop nie. Een enkele element wat eintlik alles wat gedoen word verdeeldheid inbring en iets anders te verkondig. Hy skryf hierdie, hy sê wanneer julle dan saamkom, is dit nie werklik om die Here se maaltyd te eet nie. Want elkeen gaan voort om sy eie maaltyd te eet en een bly honger en ander een word dronk. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of minag julle die gemeente van God en verneder julle die wat niks het nie? Wat kan ek vir julle sê? Sal ek julle prys oor hierdie saak? Prys ek julle nie. As hierdie gedeelte en jy kan die ongelukkigheid hoor van Paulus in hierdie gesprek. Daar is iets wat moes plaasvind, iets wat moes gebeur wat nie so gewerk het nie. En op die einde van die dag moet ons besef dat nagmaal kan sy betekenis verloor. Eenvoudig, dit kan alles soos dit lyk, maar dit verkondig totaal en al iets anders. Dan ek weet nie van jou nie, maar ek het groot geword met 'n spesifieke perspektief oor nagmaal. Daar was eintlik hierdie vreeskomponent in my lewe waar ek gedink het altyd as jy nagmaal gebruik en jy gebruik dit verkeerd, dan staan 'n groot implikasie op jou lewe. Maar nooit het iemand met my gesit en vir my gesê, kom ek help jou verstaan. Kom ek bring jou in die spasie in om te besef, wag 'n bietjie, daar is 'n spesifieke betekenis. Vir die Korinte was daar 'n probleem natuurlik en hierdie gedeelte was is dat hier was 'n verwysing van verskillende elemente wat in die gesprek ingetree het. Goed wat verdeeldheid veroorsaak het. Rykers het eers daar aangekom en hulle het sommer klaar begin eet. Jy kan nou dink as jy in so 'n spasie is en jy sien uit om deel te neem en wat gebeur is, jy kom maar aan en jy sien hierdie ouens is klaar besig, maar jy is nog nie eens daar nie en jy het nie jou ordentlike koelerboks eers ingepak nie. Jy weet, jy het nou daai klein ou broodjie pakkie, ek weet nie of julle dit kan onthou nie, nê? Jy daar by jou kosblik het jy hom oopgemaak, dan was daai broodjie van jou mos in daai ryspapier toegedraai. Is dit ryspapier? Is dit reg? Nee, is nie ryspapier nie, dit is iets anders te papier. Wax paper. Waspapier. Okay man, verstaan, maar die ander ouens, man, hulle het 'n koelerboks of jy weet, hulle het sommer gaan koop by die snoepie. Dit is daai gedeelte, hè. Jy kan net vir jouself indink die gevoel wat daar in daardie oomblik was. En dan kom Paulus en dan help hulle met iets. Help hulle om te ontdek, wag 'n bietjie, hier's iets wat ek vir julle verduidelik oor die nagmaal. Hy sê ek het van die Here ontvang. Nou ons weet nie waar het hy hierdie ontvang het. Ons weet net hy sê ek het persoonlik hierdie gesprek gehad met Jesus. Jy kan vir jouself indink, nê. It's amazing dat hy op daai plek was waar hy hierdie vir ons kan skryf uit dit wat hy
beleef het, ervaar het, ontvang het. Wat ek ook aan julle oorgelewer het, die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het. Nou daai woordjie is die woordjie Eucharist, wat ook nagmaal natuurlik as 'n verwysing vir ons het. Maar hier's 'n oomblik wanneer ek en jy moet besef, wag 'n bietjie. So Paulus help ons om iets te verstaan. Hy sê daar was 'n element van dankbaarheid hier. Kan jy jouself net gou-gou in die spasie inkry? Hoeveel keer het ek en jy al nagmaal geneem waar dit vir ons hierdie ernstige oomblik was? Nou nie dat dit nie moet ernstig wees nie, maar kan jy iets net hoor, is dat hierdie seëngebed, hierdie dankbaarheidsoomblik is so belangrik. Want hoekom neem ons nagmaal? Hoekom gebruik ons dit saam? Wat is die realiteit vir my en jou? Hy sê die seëngebed uitgespreek, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Ek dink gou net, vir baie van ons is herinnering net om iets te kan onthou. Eintlik is herinnering meer as net om te onthou in hierdie spasie. Ek wil net vir jou sê, is dat daar was hierdie oomblik wat die Pasga gedoen is, wat mense altyd laat terugdink het, aan die oomblik waar hulle uit Egipte geneem is. Onthou, dit was die Jode se verwysing. So dit was 'n redelike gesprek, dit was 'n redelike oomblik, dit was nie net onthou nie, daar was deel van hierdie gedeelte. Kom ons gaan bietjie oor die storie. Kan julle onthou? Dis die oomblik eintlik, wanneer ek en jy besef, wag 'n bietjie, ons het nodig om teenwoordig te wees. God het iets vermag vir my en jou, sodat ons die oomblik waarin ons osself bevind, kan terugdink aan wat plaasgevind het. Nou net so 'n bietjie geskiedenis, nee, die Ou Testament uit. Ek weet nie of jy al ooit gedink het oor verbond en hoeveel keer word daar 'n verbond gesluit nie. Heel eerstens met Noag. En toe met Abraham. En toe met Israel. En toe met Dawid die koning. En hier kom 'n oomblik wanneer ek en jy moet besef, wag 'n bietjie, wanneer hy sê bring in herinnering, is daar iets wat ons besef. Die brood is 'n aanduiding van voorsiening. Hier is iets wat God kom voorsien het, wat ons nie gehad het nie. En die tweede gedeelte is die bloed wat bevestig is, dis die nuwe verbond. So, hy kom in 'n oomblik waar die Israeliete, die Jode geleef het met hierdie verbondsverklaring, nê. Hierdie oomblik waar God aan Abraham 'n verbond gehad het en gesê, deur Abraham, deur jou en jou nageslag gaan ek hierdie mensdom seën, maar dit het nie so gebeur nie. Inteendeel, dit het natuurlik platgeval. Hierdie verbond kon nie gehou geword het nie. En dan Israel. En Israel, weet ons, het deur alles beweeg en alles gegaan en hulle kon net nooit hierdie verbond hou nie. En toe Dawid, die koning. En hy bring ons in die spasie en vir ons te kan wys, okay, maar as ons dan 'n herinnering neem, dan dink ons terug oor die storie. Dink terug oor die storie. Kan jy onthou, daar was 'n oomblik waar hierdie volk gemurmureer is. Hulle kom uit Egipte uit, ouens. Nee, hulle het altyd gekla, hoe gaan hierdie God ons nou hier los? Hoekom het jy ons uit Egipte uitgevat, Moses? Sodat ons hier moet sterf. Daar was genoeg kos vir ons in Egipte, nee, die vleispotte van Egipte. En dan doen God iets besonders. Wat gee hy elke dag vir hulle? Vir 40 jaar. 40 jaar lang. Elke dag het hulle die oomblik om wat te gaan doen? Om brood te gaan optel. Behalwe natuurlik op 'n Sondag, Saterdag. Eintlik is op 'n Vrydag, nee, want dit is ons nou Sabbat. So is iets van die storie, iets van hierdie oomblik, hierdie gedeelte wat Jesus vir my en jou na vore bring, sodat ons kan ontdek, wag 'n bietjie man, hier is baie meer wat ek en jy moet oordink. En Jesus Christus wat gekom het om wat te doen, nie net om hierdie nuwe verbond
vir my en jou te kom gee nie, maar eintlik vir my en jou in die storie in te bring om te sê dat hy dit kom vervul. Daar waar Abraham dit nie kon doen nie, het hy kom instaan. Hy is die saad. As jy dink aan Israel, hy het die vervulling gebring. Hy is die Israeliet. En om te besef, hy is die koning. Die koning wat kom vervul het, sodat ek en jy kan ontdek, daar is vir my en jou soveel meer. Dis wat hy sê. Dis hierdie oomblik van nie net dink nie. Dis hierdie oomblik van oproep. Hierdie oomblik van verstaan, hierdie oomblik van begrip, dat Jesus Christus is nou in ons midde, hy is teenwoordig. Dis nie iets wat ons voor verlang nie, hy is met ons. Ons dink daarom. En daarom kom Paulus en hy sê, want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. En daai oomblik onthou van waar jy daai maaltyd gehad, jy het gedink daar's 'n klomp goed wat hierdeur gaan gebeur en verkondig gaan word. En op die einde van die dag, die oomblik waar dit nie plaasgevind het, het totaal en al anders gekommunikeer as wat dit behoort te gewees het. En dis presies wat Paulus kom sê, is dat luister gou, wat ek en jy moet doen is dat ons moet verstaan dat hierdie nagmaal verkondig het. Dis 'n preek in der waarheid sonder woorde. Jy weet mos daai oomblik wanneer jy iets al beleef het in jou lewe. Ek kan onthou in een van ons 4M staptogte waar 'n pa en 'n seun wat vir lank nie met mekaar gepraat het nie, en 'n oomblik waar ons so kruisgedeelte het, mekaar net omhels. En daardie omhelsing het soveel verkondig. Kan jy vir jouself dink, net daardie oomblik, daardie beeld van hierdie pa en seun wat mekaar omhels, wat vir lank nie met mekaar gepraat het nie, hierdie oomblik waar ons hierdie beeld sien en die woorde wat daar uitspreek van vergifnis en blydskap, herstel, terugkoms, daar's soveel wat daardeur gepraat word. En as ek en jy dink na Korinte, was dit glad nie wat verkondig was nie, inteendeel. Inteendeel het hulle nie verkondig wat die dood van Jesus vir ons beteken het. Dink net gou, die wêreld sê mag wen en krag oorwin. Status bepaal waarheid. Maar Jesus kom en hy gee 'n ander betekenis vir ons. Van koningskap, van leierskap, van om mekaar te dien. Jy sien hierdie oomblik van die dood verkondig vir my en jou watter liefde werk. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit wanneer iemand sy lewe gee? Sy lewe gee sodat ander mense kan ontdek. Jy sien in Korinte was die probleem, daar was klassisme, hulle het mekaar opgeweek. Jy weet, is vandag in daardie tydperk waar ons is, jy weet, wat 'n tipe kar ry jy? Nee, dit bepaal die klas, waar bly jy? Dit bepaal die stand van jou in ons samelewing. Jy weet, daar was hierdie oomblik van selfsug, die rykes het opgedaag en voor die armes gee, voordat hulle daar kon aankom, voordat hulle deel kon hê. Ek het mos hard gewerk vir wat ek het. Kom my toe. Dan was hierdie absolute verdeling binne in Korinte. Hulle het mekaar net nie die spasie gegee sodat hulle kon verkondig wat God eintlik vir my en jou bestem was. Wat het die kruis vermag? Wat doen hierdie koninkryk van God? Hierdie liefde van Christus. Want hier is dit is wat die Here se maaltyd is. Dit is iets wat verkondig word sonder dat ons woorde gebruik. Dis die beste preek oor die
koning van alle konings in ons samelewing. Dit is eintlik die oomblik wanneer ek en jy besef, wag 'n bietjie, wanneer ons saamkom in hierdie gebruik, is ons iets besig om te sê vir die mensdom daar buitekant, vir die mensdom om te besef, wag 'n bietjie, daar is 'n koning wat heerskappy het oor ons lewe. Daar is 'n koning wat sy lewe gegee het. Ons verkondig die dood van Jesus Christus tot hy weer kom. Want hoekom? Want ons het hierdie hoop wat voor ons lê, hierdie realiteit dat Jesus reeds koning is. Die Hebreërs skrywer help ons daarmee. Wanneer ek en jy besef, wag 'n bietjie, ek sien hom geklee met eer en heerlikheid. Ons het 'n gedeelte van dit wat in die toekoms is reeds hier. Ons gebruik hierdie om aan te kondig dat die manier van hoe hierdie God alles gedoen het, was om te sterf, sodat ek en jy kan leef. Sodat ek en jy by die plek kan uitkom, wanneer ons verstaan en begrip het, ons is vennote, ons is deelnemers in hierdie. En dis hoe Paulus natuurlik 2 Korintiërs eindig, waar ons in hierdie reeks ook vasgestaan het om te sê dat een belangrike gedeelte is juis wanneer hy kom hierdie volgende sê, genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, die koinonia, die deelnemend, hier waar ek en jy nou deelneem aan dit wat God vir my en jou kom gee het. Luister, dit is nie 'n individualistiese komponent nie. Dit het te doen met my eie lewe en my verhouding, maar daar's meer. Ons meer wanneer Paulus hierdie seëngebed doen, wanneer hy sê Jesus het met blydskap hierdie gedoen, dan sê hy wat hy kom vermag het. Dood is oorwin. Nie net sonde is uitgewis nie, maar dood is oorwin. Die heerskappy wat oor mense heerskappy gehad het, is verwyder. Ek en jy kan nou in vryheid leef. Die Gees het ons saamgevoeg sodat ons kan verstaan wat die kruis werklik waar vir ons beteken. Hy bou die liggaam van Christus. Dis wanneer ons die nagmaal neem wat ons hierdie erken, hy vorm eenheid. Hier is die ding, ons werk saam vir 'n groter doel. Ons gebruik nie hierdie nagmaal om by 'n plek te kan kom te sê, okay, ek is okay nie. Ek bedink nie daardie gedeeltes die hele tyd oor, is ek sondig, is ek okay met God, is God alright met my nie, daar's baie meer tot hierdie, en dis hoekom Paulus kom in die tweede gedeelte daarvan vers 27 af, wat hulle help, okay, as ons nou hierdie prentjie het, van wat ons verkeerdelik verkondig het, ons het nie gedoen waarvoor dit bestem was nie, ons het nagmaal wel geneem, maar dit wat verkondig het, is nie wat God bestem het nie. Hoe dan nou? En nou bring hy ons in hierdie gesprek, hy sê, daarom my broers, wag vir mekaar, wanneer julle saamkom te eet. Daar's hierdie oomblik wanneer ek erken jou. Wanneer ek vir jou wag. Daar's 'n oomblik van respek. Ek sê, wag. Piet is nog hier nie. Hy is nog op pad. Jy weet, hy moes vanoggend na 4:00 wegspring met sy taxi. Nee, hy moes 10 kilos nog loop ook, en ons het dit gemaklik gehad. Ek kon in my Range Rover hier uitkom. Maklik oor die hobels gekom, en maar Piet nie, maar wag 'n bietjie, kom ons wag net vir Piet, hy's amper hier, ouens. Jy het hom ingecheck, het jy gehoor waar is Sunny? Sorry, waar is hulle? Weet ons waar hulle is vandag? Moet ons nie gou net hulle gaan haal nie, kan ons vir mekaar, jy sien, ja, is iets in hierdie oomblik van mekaar omgee, wat hy ons inbring. Hy sê, wag 'n bietjie, julle moet vir mekaar wag. Hy sê, want die een wat eet en drink sonder om die liggaam van die Here daarin te onderskei, is besig om 'n oordeel oor homself te eet en drink. Hierdie gedeelte het my eintlik in my lewe vir baie lank op hierdie verkeerde pad gehad. Maar ek was so bang oor die gedeelte wat Paulus hierna sê oor, dis hoekom daar mense is onder julle wat voor hulle tyd dood is, dat ek net bekommerd was, Here, ek wil daarom net weet, as ek hierdie nou verkeerd drink en eet, jy weet,
gaan hier nou 'n groot weerligstraal uit die hemel uitkom en alles is verby. Nee, jy sien, want hier is die ding, is dat ek en jy kom tekort die heerlikheid van God. So hoekom sal Jesus iets kom gee vir my en jou, wat ons op 'n plek plaas, waar ons nie kan besef wat die grootheid is van wat hy kom doen het nie kan ontdek nie kan saamvat, nie kan besef, ek het genade nodig nie. Hier is die gedeelte, wanneer ek en jy onderskeid tref, dan sê ons, dit gaan net oor Christus, maar eintlik wanneer ek en jy mekaar raak sien, wanneer ons besef, jy is net so deel van die liggaam soos ek, dit is die gedeelte wat hy sê, wanneer ons daar kom en besef, wag 'n bietjie, ons eer mekaar, ons help mekaar in hierdie spasie, ons ondersteun mekaar, ons is besig om liefde wat werk uit te leef, vir hierdie wêreld aan te kondig, dat die koning van alle konings wat hy kom doen het, vir my en jou, kom herposisioneer. Ons is nou hierdie familie wat saam dinge, ons wag vir mekaar, ons eer mekaar. Hier is nie meer klassisme nie, hier is nie meer selfsug nie, hier is iets anderste wat die wêreld kan ontdek en kan besef en kan aanneem. Sien wat ek en jy moet besef, dit gaan nie net oor Jesus se liggaam nie, nee, die liggaam is die gemeente. Is die eklesia. En nou kom Paulus en nou sê hy, maar laat elkeen homself ondersoek. En daar volgens van die brood eet en hy die beker uitdrink. Ek weet nie of jy besef nie, maar wanneer ek en jy na die plek gaan om te gaan ondersoek, gaan dit nie net oor, maar het ek my sonde bely en het ek vergifnis gevra nie, maar eintlik wanneer ek praat van ondersoek, dan sê ek toets jou eie gevoelens. Dis die ding, hoe voel ek teenoor jou? Jy sien, dis die moeilike gedeelte, want hoor gou, wat baie maklik is, ons kan altyd dink aan ander mense wat hulle moet ondersoek. Nee, op die oomblik, net so vinnig, maar jy nou nie jou hand opsteek nie. Wie het aan iemand anders te gedink, gesê, yes, hy moet net ondersoek bietjie hoe hy optree. Die realiteit is, hierdie is 'n diepe verwysing waar ek en jy in ons wese na ons binnekant toe gaan en eerlik moet wees oor ons gevoelens. Ons sit baie keer en ons gebruik nagmaal omdat ons dink dit gaan oor my individuele verhouding met God, maar wag 'n bietjie, ek het nog 'n probleem teenoor my broer of my suster. Wag 'n bietjie, ek wil nie eens kerk toe kom nie oor Piet en Koos en Jan wat hier is. Jy sien, ons kom nie by die plek om te sê, hoe voel ek hieroor nie, want wat ek en jy moet ontdek is, jy sien, dit gaan nie oor my en jou nie, dit gaan oor Christus en wat hy kom saamvoeg het, wat die Gees kom bewerkstellig het, en in dit, wanneer ek self ondersoek inneem, dan besef ek, wag 'n bietjie, Here, hier is iets wat ek moet verstaan, hierdie liggaam het vir Piet en Jan en San en elke liewe ander persoon gebreek. Hierdie is hierdie oomblik wanneer ek besef, maar net so vir hulle het dit vir my ook gebreek. En dit beteken ook, wag 'n bietjie, hier's 'n klomp goed wat ek nog nie regtig my eie gemaak het nie. Ek het nog nie 'n klomp goed in my lewe gaan vasmaak nie. Weet jy wat, ek sukkel nog bietjie met vergifnis. Ek sukkel nog bietjie met woede. Ek sukkel nog met hierdie goed. Here, maar hierdeur weet ek, wag 'n bietjie, ek wil verkondig wat U wil hê hierdie gebruik moet verkondig. En al het nou hierdie ou iets verkeerd gedoen, is ek bereid om my lewe neer te lê oor wat U kom sê, sodat wat kan gebeur, sodat wanneer ons dit gebruik, ons kan verkondig wat dit bestem was om te doen. Hoekom vergewe jy my, Aubrey? Want hier is die realiteit, want ek verstaan wat Christus in my lewe kom doen het. Hy het my vergewe, my sondes veel meer as enigiemand anders. Ek weet wat die prys is, ek weet wat dit is, dat ek Jesus ontdek het, ek verstaan dit, ek het begrip daarvoor, en nou begin die Gees in my werk, en hy sê, hier is iets wat ek saamvoeg, vir my en vir jou, en vir ons is besig om saam te bind. Wag 'n bietjie, ek is besig om vir my troon af te klim, want daar is een op die troon. En dan besef ek, wag 'n bietjie,
hierdie nuwe verbond wat ek gebruik, hierdie nuwe verbond het hy vermag. Dis ek wat ek gedoen het, nie ek kan niks onderhou nie. Inteendeel. Inteendeel steek ek nog met klomp van hierdie goed, maar ek weet ons is 'n family. En ek weet hierin gaan my family my kan help, my ondersteun, en hierin is die gebruik van die Gees is besig om aan ons te werk. Jy sien, die nagmaal gaan nie oor die brood en wyn nie. Dit gaan oor wat dit verkondig. Dit gaan nie net oor die feit dat Jesus my sonde vergewe het nie, maar dit gaan oor die storie van wat die koning kom vermaak het. Dit gaan op die plek waar ek kan kom te sê, wag 'n bietjie, liefde werk, want kyk gou, die tafel is gedek. En hy het dit vir almal gedoen. En daar's genoeg brood vir elke liewe persoon. En hierdie het hy kom bevestig deur sy bloed, en op die einde van die dag verkondig ons iets sonder woorde wanneer ons dit gebruik. Hier is die oproep wat ek vanoggend aan jou maak, en ek glo hierdie aan ons maak wanneer ons nou nagmaal gaan gebruik is kan ek en jy by die plek kom en regtig gaan dink oor wat ons voel? Kan ons eerlik wees? Jy sien, jy hoef nie daai las te dra alleen nie. Jy hoef nie nog kwaad te wees vir daai persoon nie. Jy hoef nie meer te voel soos 'n loser nie, want jy is nie. Jy hoef nie vas te haak in jou verlede nie. Jy het nie nodig om aan te hou dink jy's gebroken nie, oor die wêreld wat iets kom sê het en vermag het oor jou lewe nie. Nee, die Jesus, die Christus, die koning van alle konings, het sy lewe kom gee sodat jy deur sy lewe genesing kan vind. Sodat ek by die plek kan kom te sê, weet jy wat, ek hoef nie meer 'n grudge te hou nie. Ek is vrygekoop, hy het my losgemaak, ek kan hierdie nuwe lewe leef. Ek is deel van 'n nuwe familie, al was my familie dalk nie die greatste nie. Blameer ek hulle nie, ek aanvaar die lot wat vir my gegee is, want die koning van alle konings is in my storie. En omdat die koning van alle konings in my storie het, is daar 'n toekoms vir my lewe, en daarom sit ek saam met die familie, en ons gebruik dit en ons sê, luister, die laaste woord is nog nie gespreek oor Suid-Afrika nie, want daar is net een. En sy naam is Jesus Christus, en wanneer hy die laaste woord spreek, dan is hy terug. En tot dan staan ons saam en ons staan vas, dat geregtigheid sal seëvier, die koning van alle konings, deur my en jou, 'n verskil sal maak. Ons sal potholes volmaak, ons sal parkies sny, ons sal doen wat dit nodig is om gedoen te word, sodat die koning se heerskappy 'n realiteit kan word. Ons sal aanhou bid, ons sal aanhou glo, ons sal aanhou vertrou, want hy is getrou. En hoe wys hy dit vir ons? Deur sy dood. Daarom, wanneer ek en jy vanoggend die nagmaal saam neem, verkondig ons die dood van Jesus Christus tot hy weer